uit gehoorsaamheid, waar sy bereid was om te luister na haar oom Mordegai, toe hy vir haar gesê het, dat sy moet optree. Haar antwoord was nie aksie nie, maar gebed. Sy het die hele Joodse gemeenskap in Susan gevra om saam met haar te bid, dis die dorp waar hulle gewoon het. En toe het sy, onder leiding van God, die koning genader. Haar oom Mordegai het 'n kardinale rol gespeel en die hele Joodse volk is van ondergang gered. Dit was my so kosbaar toe een van die vroue net nou tydens ons etenspreek na my toe kom en vir my sê, die Here het gewys dat daar 'n skuif plaasvind in die geestemensie tussen hulle wat waak oor ons land en die wat die Here uitgekies het om nou te waak. Dat daar 'n verskuiwing nie net hier in ons lewens plaasvind nie, maar ook in die geestemensie dwars oor Suid-Afrika. En Haman wat so graag die Jode wou dood hê, dat sy invloed gebreek is, deur wat vandag hier gebeur het, in 700 vroue, wat opstaan, in en deur die krag van die Gees, as Esters, wanneer julle nou gekroon word. Met groot vreugde, diep blydskap, dankie dat julle ingestem het, dat dit plaasvind tydens Purim. Want ek weet nie of julle weet nie, maar dat elkeen van God se tye vasgestel is. Dat in dieselfde tyd wat 'n Joodse pa, toe daar nie meer 'n tempel of 'n tabernakel was nie, 3 uur op Paasfees die lammetjie voor sy huis geslag het en die bloed aan die deurkosyne gesmeer het, presies dieselfde tyd was waarop Jesus gesterf het. En dat elkeen van die gebeure in die Bybel plaasvind op die uur in die dag wat die Here bepaal het. En as 'n groep vroue bymekaar kom en hulle self beskikbaar stel om op te staan vir 'n land onder God se heerskappy, en dis tydens Purim, skuif die Here regerings, wagte oor die volk en nasies, en kom daar 'n magtige deurbraak. Dis waarvoor ons die Here vertrou. Amen. Ek wil baie graag hê jy moet saam met Megan hierdie lied sing as 'n deklarasie van wat met jou in die eerste sessie gebeur het, wanneer ons sê, I believe. I will rise in confidence. I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in. And no matter where I go, and no matter where I've been, I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in.
goodness, Lord, in our land we're living in. We will see your goodness, Lord, in this land that we're living in. Yes, we will see your goodness, Lord, in this land we're living in. Dankie.
can say just how great you are, how great you are. Jesus, how great you are. Name above all names, King of kings, Lord of lords, how great you are, Lord. How great you are. How great you are. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that'll bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, where it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, where it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you.
It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. So dankie Here dat U oor wie hierdie konferensie gaan. U oor wie die hele Ou Testament handel. U wat die vervulling is in die Nuwe Testament van God se woord en wil en waarheid en lewe. Die sagtheid van U wind oor ons waai. Terwyl die son die lig deurbreek in ons lewens. En dat ons in hierdie oomblikke kan staan onder die asem van die Almagtige. En waar hy ons leer in Exodus 3 dat U naam Jahwe is. En dat U wil dat ons U inasem en uitasem. En dat ons almal verklaar, Jahwe. Jahwe. En wil jy saam met my die naam van God inasem en uitasem, want elke baba doen dit met die eerste asemteug en elke sterwende doen dit met 'n laaste asemteug en ons doen dit ons hele lewe lank en ons weet nie dat ons die naam van Jahwe sê nie. Jahwe. 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 Vul ons met U lewe, Here. U asem, almagtige God, soos U nou oor ons blaas en om ons waai. Met U heilige, U sagte, U liefdevolle, U kragtige asem. Almagtige ek is, koning van die heelal. Kom regeer in ons lewens, in ons wêreld, in ons aanbidding, in hierdie sessie, wanneer U met heling en genesing, met herstel en nuwe krag, deur ons waai. Dankie dat U hier is, dat ons U mag ervaar. Ons is ook lief vir U, Here. En help my om nie in die pad te staan nie, sodat U kan doen wat U wil, tot eer en verheerliking van U heilige naam. Amen. Terwyl jy jou sitplek so inneem saam met die Here, nou dat jy leef vanuit die hemelse dimensie, nie meer vanuit die aarde nie. Nou dat jy verstaan dat jy onder 'n oop hemel leef,
het jy saam met my en die priesters in die Ou Testament deur die tweede deur van die tabernakel gestap. En sy naam was die waarheid. Die dag toe Jesus in Johannes hoofstuk 14 vers 6 gesê het, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, was dit nie net 3 woorde nie. Al die Jode het geweet, Jesus sê, ek is die deur na die voorhof, ek is die deur na die heilige, ek is die deur na die allerheiligste, ek is die deur na God se teenwoordigheid. En die tabernakel en sy wonderlike simbole het vervulling gevind in Jesus, die Christus, die gesalfde van God, wat nou ook vir jou salf. In jou boksie is daar olie. Haal dit uit asseblief. Moet nog nie al die olie gebruik nie, want ons gaan dit net nou weer gebruik. Maar ek wil hê jy moet olie uitgooi op jou hand. Maak jou botteltjie oop en gooi olie op jou hand. Megan, kom terug asseblief. Dan maak jy jou vingerpunte nat. As jou buurvrou sukkel om haar bordjie oop te kry, leen vir haar 'n bietjie olie. En dan sit jy, dit ruik so amazing. Dis die geur van Jesus se teenwoordigheid. Rose. Dis die tuin van Hooglied. En dan sit jy jou hande op jou voorkop. En jy verklaar saam met my, dankie Jesus, dat U my hierdie tuin in Hooglied maak. Die tuin waar U vertoef. Die plek van U teenwoordigheid. En dat ek van vandag af deur U gesalf en geseën is om U teenwoordigheid te dra oral waar ek kom. Amen. Gesalfde van die Almagtige, jy het deurgestap deur die waarheid. En jy's nou in die heilige. Dis daar waar die priesters sag en sonder woorde hulle werk gedoen het. Want net so eentjie verder was daar 'n 10 centimeter dik gordyn, die voorhangsel. En agter daardie voorhangsel het die teenwoordigheid van die almagtige God geheers. En in die heilige het hulle in stilte en heiligheid beweeg. Want daar breek die waarheid vir elkeen deur. Die heel eerste plek waar jy gaan stil staan, by die kandelaar, in die heilige.
Dis die plek waar die woord van God vir jou waarheid word. Ons weet dat die Bybel sê, U woord is 'n lamp vir my voet. U woord is 'n lig op my pad. En nou my geliefde medereisiger en Esther hier in Suid-Afrika, ook julle wat gekom het van Kanada af, julle wat gekom het van Australië af, julle wat van Saudi-Arabië afgekom het, julle wat van oor die hele land gekom het, van watter lande daar ook al nog mense is vandag. As daar van 'n ander land nog vroue is, roep dit gou uit asseblief. Almal van ons, ja, almal van ons, gaan nou hierdie ligdraers word, wat die woord van God gaan indra, waar ons kom. En nou moet ek en jy leer, om die woord van God te verklaar, oor ons lewens. Ek was in die afgelope ruk baie siek, tot op die punt dat ek gereed was om na die Here toe te gaan. Maar ek het geweet dat die boodskap wat die Here vir hierdie naweek het, en my begin leef het van ongeveer 6 maande terug af. En daarom het ek geveg met alles binne in my. En al wat ek kon doen in daardie tye wanneer ek wel wakker was om te sê, ja, ek asem nie net in, Here. Ja, U teenwoordigheid. U heling, U genesing. En in daardie oomblikke wanneer ek weer wakker was, het die Here vir my gesê, begin om my woord oor jou lewe te verklaar. Want dis waaroor die waarheid gaan. Dat hierdie woord van my is 'n geopende woord, wat in detail oor jou lewe waar is. En elkeen van die beloftes in my woord is waar oor jou lewe. En al wat jy mag spreek, is wat hierdie woord oor jou sê. Want as burger in die hemelse dimensie, nog op aarde, om my naam te dra, is al wat jy oor jou mag verklaar, wat die hemele oor jou sê. Daarom, my geliefde sussie in Christus, is al wat jy oor jouself mag verklaar van hierdie dag af, wat die Bybel oor jou sê. Amen. Minderwaardigheid in die naam van Jesus gaan. Selfverloning in die naam van Jesus gaan. Vrees, daai diep gebrokenheid en hartseer, in die naam van Jesus gaan, want wie jy in Christus is elkeen van die beloftes van God se woord, is van hierdie oomblik af oor jou waar. En terwyl die wind van God se teenwoordigheid oor ons waai, wil ek hê jy met jou arms oopmaak sonder om jou medereisiger te klap. Maak jou arms mooi wyd oop en ontvang. Ontvang dat wat die hemele oor jou sê van jou waar is en niks anders nie. Sê nou, net wat die hemele sê is waar in my lewe. Wie God sê ek
is wie ek is. Geen ander woord, geen ander gedagte, geen misleiding sal my langer vashou nie. Ek is wie die Bybel sê ek is. Amen. Ja, geliefde. Daarom sê Hebreërs hoofstuk 4 vers 16. Kom ons gaan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons deernis en onverdiende genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. As jy na God toe hardloop, is daar nie oordeel in sy oë nie, is daar nie hardheid in sy hart nie, maar dis met deernis, met onverdiende genade wat hy jou begroet. Ek weet nie hoe jy jouself sien nie, maar ek wil hê jy moet begryp dat al wat waar is van jou is, die Vader se arms is oop om jou te ontvang. Ek weet nie of jy weet hoe lief hy jou het nie, maar laat hierdie waarheid begin insink in jou diepste vrou wees, dat die Here jou oneindig lief het sonder voorwaarde. Dat wie jy is al wat hy wil hê. Sê vir jou vriendin, die Here is lief vir jou. Nee, nie so effens 'n sêtjie nie. Nee, Die Here is lief vir jou. Sê dit asof jy God se boodskapper is en hy jou nou net opdrag gegee het om dit vir iemand te sê, die Here is lief vir jou. Kom julle, sê dit vir haar so, uit God se hart uit. Daarom geliefde, van hierdie dag af, is die belangrike dat jy elke gedagte gevange neem en aan Jesus Christus gehoorsaam maak. Jy kan nie meer dink wat jy wil nie. En jy kan verseker nie net sê wat jy wil nie. Ons neem ons gedagte wêreld gevange en ons plaas dit onder die heerskappy van Jesus, sodat ons sy gedagtes, the mind of Christ, ontvang. Ek wil hê jy met jou arms oopmaak en sê, Here, gee my the mind of Christ. Maar nou moet jy dit ontvang ook, my suster, ontvang dit. Ontvang hoe hy in jou gedagte wêreld sy gedagtes openbaar. Baie van julle gaan van hierdie week af vir die eerste maal die stem van God hoor. En terwyl die sagtheid van sy aanraking oor jou vee, gaan hy homself aan jou openbaar. Jy gaan hom anders sien en anders hoor as ooit van tevore, want hy maak jou gedagte wêreld oop en aan hom gehoorsaam. Geliefde, in Efesiërs hoofstuk 1 vers 3 lees ons dat ons geseën is met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Wanneer word jy geseën met al die seëninge van die Gees? Wanneer? Jy's reeds daarmee geseën. Jy is geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Jy het elkeen 'n prentjie van die hemel, is ek reg? Jy het 'n prentjie van hoe die hemel is. En in daardie prentjie sien jy die teenwoordigheid van God die Allerhoogste.
En jy sien miskien die safierblou see voor hom. En die 24 engele, die 24 12 disippels en 12 van die stamvaders van Israel aan weerskante van die troon. En jy sien die 4 lewende wesens en jy ervaar daar die diep vrede en liefde en 'n skoonheid en 'n waarheid wat alle verstand te bowe gaan. En jy weet, ek is tuis. En jy kom niks kort nie, want die Here is daar. En wat God ons nou wil leer met Efesiërs hoofstuk 1 vers 3, is dat al daardie seëninge reeds aan ons gegee word. Maar dat ons moet ingroei in die hemelse kultuur om te verstaan hoe ons vanuit die hemele ontvang wanneer ons tekort of gebrek of negativiteit beleef. Om daardie hemelse seëninge in te trek in ons alledaagse lewe, want dit is reeds ons. Ons moet net ontvang waar ons reeds gevestig is. Geliefde, ons is nie net geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is nie. In Efesiërs hoofstuk 2 vers 6 en 7 staan daar, omdat ons in Christus is, het God ons saam met hom opgewek en saam met hom 'n sitplek in die hemel gegee. En almal van julle wat op skool was, weet gegee is in die verlede. So die oomblik toe jy Jesus aangeneem het, is hier die hemelse sitplek vir jou gegee. So dit was nie sommer net 'n mooi woord wat ek vir julle gesê het, toe ek vir julle gesê het, julle opereer nou vanuit die hemelse dimensie in die aarde nie, of op die aarde nie. Die Bybel sê so. En ons moet ophou gryp na wat die hemel kan bied. En daardie hemelse sitplek inneem waar God regeer. Want dis waar die hemel is, waar God regeer. As God volkome in jou regeer, en jy gooi alles aan hom oor, net mooi alles, en hy regeer in jou lewe, dan begin die waarhede van wat in die hemel 'n werklikheid is, deur jou lewe manifesteer. Hoor hoe die Hebreërs skrywer daaroor geskryf in hoofstuk 12 vers 22. Julle het aangekom by Sionsberg. Sionsberg word altyd gesien as die stad van die lewende God. Julle het aangekom by die hemelse Jerusalem. Dit gaan nie net eendag gebeur nie. God het julle daar geposisioneer omdat julle in Christus is. Julle het aangekom by die miljoene engele wat juigend fees vier. Julle het aangekom by die gemeente van God se kosbare kinders, wie se name in die hemel opgeskryf staan. Julle het aangekom by God die regter oor almal, en by die geeste van die verlostes in die hemel, wat nou volkomenheid bereik het. En nou geliefde, nou is dit my en jou begeerte, ons verlange, om vanuit daardie volkomenheid wat ons in 'n volgende dimensie en graad in die hemel gaan ervaar, op die aarde te leef vanuit hierdie volkomenheid wat aan ons toebedeel is. O Here, verruim ons verstand asseblief. Gee ons insig en wysheid in hierdie sake, Here, dat ons verstaan wat binne in ons gebeur. En help ons ontvang dat ons nie meer is wie ons was nie,
maar vanuit die beloftes van die woord en die waarheid van die woord ons lewens op aarde mag en moet lei. Toe Jesus die aarde verlaat en hy aan sy disippels en daarmee saam ook aan ons die opdrag gee om die hele wêreld in te gaan, om sy woord te verkondig, om die mense aan te raak, te seën, hulle wat tot geloof kom te doop, en die demoniese weg te dryf van die aarde af, het hy aan hulle en aan ons die gesag gegee om dit wat hy heeldag en aldag gedoen het, saam met hom nou op aarde voor te sit. 31 keer het hy gesê, die koninkryk van God het aangebreek. Ons leef in die koninkryk van God. En soos jy jou Bybel begin lees van vanaand af, en soos wat jy in aanbidding voor die Here staan, en soos wat jy ophou om te glo wat die mense in die wêreld oor jou sê, maar begin glo wat God se woord en die hemele oor jou sê, sal jy in staat wees om al meer en meer in hierdie openbaring te leef. Jy moet nie hier ophou nie, geliefde, want die hemelse dimensie het 'n kultuur wat ek en jy moet aanleer. Ons moet leer om te word wat in die hemel waar is. En wat is die hoof fokus van die hemel? God. En die aanbidding van die Here. Matteus 6 vers 33 sê, as ons die koningsheerskappy van God ons heel eerste prioriteit maak, dan sal God vir ons al die ander dinge waarna ons smag byvoeg. Kan ek jou vra dat jy in hierdie oomblikke 'n gebed bid? En dan verstaan jy nog nie die omvang en die diepte en die rykdom van hierdie gebed nie. Dat jy sal sê, Here, ek kies vandag om U en U koninkryk my hoogste prioriteit te maak. Want jy sien, geliefde, wat God jou bied, is dat al die goed waaraan jy so hard werk in elk geval na jou toe sal kom, omdat jy op hom fokus. Jy moet nie jou oë hier op die aarde laat vasstaar teen omstandighede en mense en gebeure en siektes nie. Jy moet kies vir God en sy koninkryk. En kyk wat hy doen. Is jy gereed? Wil jy dit saam met my bid? Want jy weet, daar's nie 'n veiliger plek as God se wil nie. En sy wil is ons beskud en beskerm en bewaar. En hy vat nooit iets by ons nie. Hy vra ons partymal om goed op te gee, ja. Maar hy kom ruk dit nie onder ons uit nie. Want hy het ons lief en hy wil hê ons moet vir hom kies. Hy gaan ons nie dwing nie. Is jy reg? Kom ons kies. Bid saam met my, Here. Ek kies om U koningsheerskappy en U my hoogste fokus te maak. So help my God. Amen. Geliefde, ons kan nie langer uit gebrek opereer nie. Want dit is om die Engels te gebruik, 'n mindset. Adam en Eva
was in die paradys. En was die paradys 'n volmaakte plek? Ja of nee? Ja. Die paradys was 'n volmaakte plek waar hulle niks kort gekom het nie, niks. Maar Eva het haar laat oortuig dat sy kort nog iets. En sy het 'n gedagteraamwerk, 'n mindset ontwikkel dat sy leef in gebrek. En toe sy dit doen, toe ontvang sy wat sy glo. En daarom wil die Here ons skuif. En hy wil my en jou in staat stel om te verstaan dat as al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, onsin is. En ons reeds vanuit die hemelse sitplek op die aarde lewe, dan het ons nie gebrek nie, ons moet net ons behoeftes aan hom bekend maak. Dis al. So verklaar saam met my, ek het 'n hemelse sitplek saam met Jesus. En al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is myne. Daarom is God my bron. Jy hoef nooit weer in gebrek te opereer nie, bring net die leemte voor God. En maak jou hart en jou lewe oop om die seëninge te ontvang. En partymal is die seën daarin dat jy bo oor die gebrek gaan, al is hy nog daar. Want die krag van God kom tot werking in hulle wat glo. En glo is nie 'n verskriklike, moeilike, magtige ding wat jy moet doen nie. Geloof is om aan die Here vas te gryp en te sê ek het net vir U. Dis net 'n vasgryp, man. Dis wat geloof is. Dis net om te sê, Here, help my. Ek het net vir U. Geloof is eenvoudig. Dis hoe klein kindertjies dit reg kry. En die Bybel sê ons moet net na die kinders kyk. Darelise, haar man Pieter bly saam met ons op die plaas. Ons bly dalk saam met hulle, ek weet nie. Maar in elk geval, toe hulle oudste dogtertjie 2 jaar oud was, toe kom sy saam met my een naweek plaas toe en ek is voel verkoue die oggend. Nou lê ek daar in die bed, maar sy wil ontbyt hê. En sy kom staan by my, sy sê, ouma, wanneer gaan ouma nou vir ons ontbyt maak? En ek sê vir ouma wil net nog so bietjie lê. Sy sê, hoekom ouma? Ek sê, want ek voel bietjie siekerig. Sy sê, ouma, in die naam van Jesus, ouma is gesond. En geliefdes, daar is ek toe in daardie oomblik gesond. Oombliklik. Kyk, ek het die Here al sien wonders doen op baie plekke. Maar nie sommer net deur 'n 2-jarige wat net geweet het, in Jesus is ek gesond. En ek kon opstaan en vir haar gaan ontbyt maak. So geliefde, ek wil hê jy moet saam met my in die hemelse kultuur instap. Ons gaan nou werk. Ons gaan nou in die hemelse kultuur instap. Ek wil hê jy moet sommer net so jou oë toemaak, jou gees oopstel en erken dat ek en jy nog op baie terreine met 'n aardse perspektief leef. Sê net vir die Here, Here, ek is jammer. Ek leef nog baie keer met 'n aardse perspektief. En ek wil hê jy moet daarvan jouself bekeer. Jy moet omdraai van dit af. Ek wil hê jy moet in die gees sien hoe jy wegdraai daarvandaan. En kyk hoe jy daardie 2 gewaste voete van jou gebruik
om uit te stap uit die tydelike in die ewige in. En gaan neem jou hemelse sitplek in. En nou dat jy daar in jou hemelse sitplek sit waar Jesus dit vir jou moontlik gemaak het om in God se teenwoordigheid te opereer, maak jy nie meer staat op jou vermoëns nie, maar op die feit dat al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, joune is. Jy sien, nou kan ons nie meer onsself bejammer nie. Ons kan nie meer gevoelens van vrees en woede en haat koester nie, want ons lewe is in die hande van die Heilige Gees. Ontvang nou wat Jesus vir jou moontlik gemaak het. Ontvang het, maak die pakkie oop, vat hom en maak hom oop. En visualiseer oor jouself 'n oop hemel. En sien hoe die Heilige Gees jou seën en jou salf en jou toerus met sy teenwoordigheid. En kies om van nou af uit die oorvloed van God se voorsiening te lewe. En sê, Here, u woord is my waarheid. Sê dit saam met my. U woord is my waarheid. Geliefde, bid die woord. Lees die woord. Memoriseer die woord. Word wie die Bybel sê jy is. Word wat jy weet. Verklaar saam met my nou, in Christus gaan ek van vandag af word wat ek weet. Amen. In Romeine 5 vers 1 en 2 staan, ja, as mense wat deur God vrygespreek is, omdat ons glo, is daar nou vrede tussen God en ons op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. En deur Jesus Christus het ons op grond van die geloof toegang verkry tot hierdie heerlike posisie van onverdiende genade waarin ons nou bevind. En ons jubel van verwagting oor die heerlikheid wat God aan ons gaan gee. So ek wil nou hê, as jy 'n stikkende lyf het, as daar iewers in jou lyf nog iets is wat seer is of pyn, of as jy saam met my in deklarasie gaan. Want ons moet die woord oor ons lewens verklaar. As ons wil hê die woord moet waar word. Want julle het mos nou geleer dat God geskep het deur te praat. So ons moet praat. Ons moet sê wat die woord sê. Kom, in die naam van Jesus, verklaar ons nou oor elke siektetoestand. En ek wil hê jy moet 'n siektetoestand wat dalk in jou liggaam manifesteer, moet jy voor hom nou bring. Het sy wat dit ook al is, 'n long, 'n galblaas, jou ingewande, 'n heup, 'n been. Watter area van jou liggaam ook al. En nou verklaar ons die woord. Deur die wonde van Jesus het daar vir my genesing gekom. Dankie, Here. En as daar 'n terrein in jou lewe is wat jy onder beheer van God wil plaas, dan bring ons dit nou voor die Here. Is dalk jou finansies, jou bankrekening, is dalk 'n plan of 'n droom wat jy het.
wat jy graag sou wou hê God moet vul met sy teenwoordigheid en sy wysheid. O Here, ons bring in hierdie oomblik hierdie spesifieke terrein wat elke vrou op haar hart het voor U. En ons kom verklaar al die seëninge, sê saam met my, al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is waar oor hierdie saak in my lewe. U is die een wat laat gebeur, wat U voorberei het en gereed gemaak het vir 'n tyd soos hierdie. En dit ontvang ek uit U hand. Dankie dat ek nie uit gebrek opereer nie, maar vanuit U woord en die waarheid van U woord. Miskien is daar 'n kind, 'n broer, 'n suster wat nie gered is nie, vir wie jy al lankal bid. Kom ons bid oor haar of hom, sê haar naam of sy naam voor die Here, 'n kind. Here, ek verklaar dat U woord sê dat U wil hê dat niemand verlore gaan nie, maar dat almal tot kennis van die waarheid kom. En daarom roep ek haar in of hom in die naam van Jesus, kom tot kennis van die waarheid. God red jou. Amen. En so geliefde kan jy elke terrein van jou lewe voor die Here bring, want jy het deurgestap in die waarheid. En dit is die woord van God wat nou oor jou lewe regeer. En oral waar die woord geproklameer word, beloof die Bybel ons, dit sal nooit leeg terugkeer nie, maar dit sal die doel bereik waarvoor dit gestuur is. En daarom het jy die kragtigste hulpmiddel in jou hand, die swaard van die Gees, die woord van God. Maar dit was nie al wat daar was in die heilige nie. Daar was ook 'n tafel met toonbrode. En daarvoor, geliefde, moet jy nou jou nagmaal uithaal. Ons gaan dit nou gebruik. Hou dit maar net op jou skoot of in jou hande of in jou boksie oop voor jou, sodat jy gereed is om dit enige oomblik te kan gebruik. Geliefdes, die tafel met die toonbrode wat daar in die heilige gestaan het, wat deel was van die waarheid van God, het vars brode bevat, wat elke week deur die priesters vervang is. En as jy die tempelinstituut in Jerusalem besoek, dan kom jy agter dat hulle vir jou vertel dat hierdie tafel met toonbrode se brode was aan die einde van die week, wanneer die priesters die nuwe brode kom opsit het, nog net so vars soos die dag waarop hulle dit daar neergesit het. Waarom? Want dit is die tafel van die Here. Hierdie tafel met die toonbrode was 'n simbool daarvan dat God met ons gemeenskap wil hê. Dat hy vir ons sê,
kom sit aan my tafel, my dogter. Kom eet saam met my. En so bewus van die heilige teenwoordigheid van die Here, het die priesters daardie brood gevat en gebreek, die een van verlede week, en in die teenwoordigheid van die Here geëet, sodat hulle versadig kan wees van hom. Hoor wat het Jesus gesê in Johannes hoofstuk 6, vers 32, 33 en 35. Ek verseker julle, dit is nie Moses wat aan julle vader, Moses wat aan julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader. En dit is hy wat nou aan julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood van God is hy wat uit die hemel kom en aan die mensheid lewe gee. Toe sê Jesus, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger word nie. Jy sien, geliefde, wanneer jy die nagmaal gebruik, wil die Here jy met versadig raak van hom. Vol van hom. Vol van sy verlossingswerk. Vol van sy bevrydingswerk. Vol van sy oprigtingswerk. Sodat jy vanuit lewe saam met hom kan leef. In Romeine hoofstuk 8 sê, vir hulle wat in Christus is daar geen veroordeling meer nie. Vir hulle wat in Christus is daar geen veroordeling meer nie. Sê saam met my, vir my wat in Christus is daar geen veroordeling meer nie. So nou kan jy die brood neem. En terwyl jy dit breek, ek wil jy al is dit 'n klein stukkie brood breek kom. En die Here Jesus sê vir jou, dit is my liggaam wat ter wille van julle gebreek is. Gebruik dit en onthou van my, die Here. Toe het hy dieselfde gedoen met die beker na die ete. En hy het gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, bevestig deur my bloed, wat ter wille van julle uitgegiet is. Wanneer jy hierdie sap of wyn drink, dan weet jy, die bloed van Jesus is uitgegiet ter wille van jou, sodat jy in die teenwoordigheid van God mag lewe. Rein gewas, skoon gewas, nuut gemaak in Christus. Dis wie jy is. En as jy vashak in die toekoms, gebruik nagmaal. En verklaar die waarheid van die woord oor jou lewe. Ek wil net gou die 2 dames hier agter bedien. Ek is nou weer by julle. Intussen tyd praat met die Here en dank hom vir sy genade in julle lewens.
Here, dit is so onbegryplik groot om te dink dat toe u liggaam gebreek is ter wille van ons en u bloed gevloei het ter wille van ons kon opstaan in 'n lewe saam met God die Vader deur die krag van u Heilige Gees en dat ons nou saam met u mag lewe. Ons dank u, ons loof u, ons prys u. Jy staan nou in 'n liefdesverbond met God, nie meer in 'n ander verhouding nie, in 'n liefdesverhouding met God. En die Here sê vir jou, hy praat so sag met jou. En hy sê, laat toe dat ek jou vol met verwondering en vreugde. Luister na die sagte woorde uit my mond. En weet, dis waaroor jou hele lewe gaan. 'n liefdesverhouding met God. Dis hoekom jy leef. Jou Here en jou Verlosser is jou hemelse bruidegom. Hy het jou duur gekoop met sy bloed. Hy het sy lewe gegee ter wille van jou, weet verseker. Jy wat nou vanuit die ewigheidsdimensie in tyd leef, dat hy wag vir jou, sodat jy die volheid van liefde kan omhels. Laat hom toe om jou lief te hê. En jy sal 'n spieël wees wat sy liefde weerkaats. Leef in die waarheid van sy woord. Amen. Ek wil net so maak. En sê, o, die Here is lief vir my. Glo jy dit al, ontvang dit. Die Here is lief vir jou. Hy is lief vir jou. Hy is regtig lief vir jou. En dan was daar 'n wierookaltaar reg by die ingang na die Allerheiligste. Hier het een priester die voorreg gehad om te gaan wierook offer op bepaalde tye volgens voorgeskrewe spesifikasies. Want dit het gedui op die suiwerste vorm van aanbidding. En daarom, geliefde, wanneer ons aanbid, kom ons by hierdie plek waar ons harte uitgiet voor God. Waar ons hom bewonder, waar ons hom eer gee, waar ons liefde aan hom betoon. Waar ons net van sê, dankie, dankie, dankie vir wie in my lewe is. En soos wat jy die pad saam met die Here stap, eers as jy van al jou sonde verlos, dit het uit jou uitgebloei en toe is dit weggebrand. En toe is jy skoon gewas, soos die bloed van Jesus jou ook skoon was. En toe het jy deur die waarheid gestap na die plek toe waar die woord van God nou vir jou geld. En alles wat in die woord staan nou jou waarheid is. Van daar af het jy oorgestap en nou staan jy in hierdie diep verhouding met God, wat hy wil hê jy al meer en meer moet koester. Moenie laat dit verlore gaan nie, van vandag af. Maak hom jou prioriteit. Elke dag, jy en hy. En stel jou oop vir sy liefde, nou sê hy, nou lewe jy 'n lewe van aanbidding.
Nou het jy die suiwerste vorm van aanbidding. Jy weet, dit is daar waar Sagaria besig was om wierook vir God te offer, waar die jarelange begeerte van sy hart vervul is. Ek het al hoeveel keer gesien, as jy so vergeet van jouself en jy fokus op die Here, net op hom, dan kom jy agter, hy het op my gefokus, en my gebed is verhoor. Ons doen dit nie om te kry nie, ons doen dit om hom te eer. Weet jy wat? In my voorbereiding het die Here vir my gesê, julle is nou gereed om die volgende te doen. Megan gaan vir ons musiek verskaf, en jy gaan jou eie woorde vir die Here sing. Jou eie woorde. Waarin jy hom net dankie sê, en loof en prys en eer. Sommige net jou eie woorde, so uit jou hart uit. En waarin jy net die Heilige Gees begin vertrou om deur jou te werk. Sodat jou gebed vir God aanneemlik sal wees. En weet jy, terwyl jy so bid en die Here aanbid, tree Jesus vir jou in. So sê die Bybel. So Megan, lei ons wil die Here dankie sê, ons wil hom loof, ons wil hom prys. Wil jy opstaan en sommer net vir die Here jou eie woorde sing, enige woorde is reg. Jy sal met hart speel, want ons is skaam om te sing. Bekende wysie. So gee vir ons 'n bekende wysie. Dat ons daarom weet wat ons volgende noot is. Ek kan nie vir ons akkoorde gee nie, ons is nie so slim nie. Moet vir ons net note gee. My oprig en my
Jy kan in die allerheiligste leef. Ons gaan so doen. Dankie Megan. Hierdie is net die begin. O, liewe land. As jy nou terugkom van die kinders se skool af, of jy ry dorp toe, gaan hier lofliedere opklink, wat nog nooit gehoor is nie. Alle handelinge in die tabernakel. Alles, van die voorhof af, in die heilige, alles was gerig op die heilige teenwoordigheid van God. En dis hoe ons lewens nou gaan lyk. Alles wil ons rig op die feit dat God in ons teenwoordig is. Die offers in die voorhof. Die stilstaan by die kandelaar en die ontvang van die waarheid. Die gemeenskap met God, die praat met hom, die lees van die woord, die eet van die brood, die drink van die wyn. Die staan by die wierookaltaar en die sing van 'n lied wat ons nog mee sukkel, want ons het nog nie baie gedoen nie. Al hierdie dinge is net op een ding gerig: Here, word die fokus van my lewe. En so terwyl Jesus sy laaste asem uitblaas en sy lewe, sy gees oorgee in die hande van sy Vader, gebeur daar 'n vreemde ding in die tempel. By die dood van 'n kind het enige Joodse pa altyd sy mantel van bo na onder deur geskeur en gesê, my lewe het geskeur. En die oomblik toe Jesus sy laaste asem uitblaas, toe vat die Vader daai 10 centimeter dik gordyn en hy skeur hom van bo na onder deur. Want sy kind het gesterf terwille van ons. En hy breek daai heilige oop. En hy sê, kom in my kinders. Daar's nou niks meer tussen my en julle nie. Die prys is betaal. Julle kan nou vanuit my teenwoordigheid leef. En daar in die allerheiligste was daar die ark. Nou die ark was die kus wat die Here vir Moses gewys het. In die allerheiligste moet staan. Dis 'n goue kus. En bo op hierdie kus was daar 2 engele wat met hulle vlerke vlerk teen vlerk gewaak het. En daardie area is genoem die genade troon van God. En die Here het vir Moses gesê dat hy van daar af met hom gaan praat. En dat hy van daar af vir Moses opdragte gaan gee. Jy sien dis wanneer ons op hierdie plek van aanbidding kom, wanneer ons so in die teenwoordigheid van die Here in beweeg, dat hy met jou begin praat. Hy gaan met jou praat. Jy gaan sy stem hoor. Meeste van die tyd in jou binneste, ek weet nie waar dit sit nie, maar iewers hier gaan jy hoor. Baie keer deur sy woord. Miskien selfs hoorbaar. Maar is hier waar jy hom gaan kry, my suster. Hier in aanbidding voor hom, waar hy jou deurbreek na die volgende dimensie, waar hy jou plaas, waar hy jou gesien het, waar alles waarvoor jy gewerk het, gebid het, gestry het, gehoop het, gehuil het, deurbreek. Binne in daai ark
of kus, was daar 3 items. Hierdie 3 items was baie besonder. Die eerste item was die 2 klippe met die wet wat die hand van God self geskryf het. Hierdie 10 gebooie het die hart van God bevat, hoe hy graag wil hê sy kinders vir hom moet lewe. Hulle moet hom bo alles lief hê. En hulle medemens net so lief soos hulle vir self is. En dan, geliefde, was daar saam met hierdie 2 klippe wat God se wil en wet bevat het, ook in die ark, Aaron se staf. Nou daar in Numeri hoofstuk 17 was daar manne wat gesê het, ons dink nie, julle moet ons lei nie. Aaron, jy kan nie die hoofpriester wees nie. Ons dink nie, julle is die regte ouens om ons te lei nie. En toe sê die Here, elkeen van al hierdie leiers wat dink dat hulle die volk moet lei, moet 'n staf bring en in die tabernakel neersit voor sy aangesig. En hy sal wys wie hy wil die volk moet lei. En die volgende oomblik, die volgende oggend, toe hulle daardie tabernakel binnekom, toe lê Aaron se staf daar. Dit was 'n dooie stuk hout, vol bloeisels en amandels. Dit het uitgeloop. Gaan lees dit bietjie in Numeri hoofstuk 17. En te weet hulle, die Here se wil, die Here se woord, word sigbaar en hoorbaar, daar waar ons hom toelaat om ons lewe te regeer. Want God het deur Moses en Aaron regeer. En die laaste item wat binne in hierdie ark was die kruik met manna, wat die Israeliete altyd daaraan moes herinner. In Eksodus 16 vers 11 tot 36, dat dit die Here is wat vir hulle sorg. Dis hy wat die brood op jou tafel sit. Hy is jou bron. En nou leer die Bybel ons is nou die tempel van God. Jy is nou die allerheiligste waar God regeer. En kan jy dit vat en vir jouself sê, ek, kom al julle moe mense, sê bietjie ek is die allerheiligste. Dis in my wat God regeer. Verstaan jy, die Here bly nou binne in jou. En weet jy wat sê Hebreërs en Esegiel gebeur wanneer ons verstaan dat ons die allerheiligste geword het? Dan skryf Jesus God se woord op ons hart. Sy woord en sy wet staan dan nie meer op klip nie, maar op ons hart. Jy dra nou die wet in jou hart. Meer nog, jy laat God regeer. En daarom is jou bron altyd daar om vir jou te voorsien. Ons leer nou elke dag weer bid. Gee my vandag my dag se brood. En dis alles wat jy in daardie dag mag nodig hê. En so leef ons as tabernakel van God. En oral waar ons kom, dra ons hom in. Onthou nou net, jy gaan nie nou huis toe as Elise, Nicolette en Karina en Adrie en Tish en Telana en al die wonderlike mense wat hier is. Jy gaan nou terug as die allerheiligste van God, wat die teenwoordigheid van God
indra in jou huis in. Verstaan jou posisie. Verstaan dat die groot God van die hemel en die aarde binne in jou bly. En deur jou regeer. En dit maak jou gereed om 'n Ester te wees. En daarom wil ons jou nou seën met 'n kroon. En wanneer ons hierdie kroon vandag op jou kop sit, het ons die Here gevra dat dit nie ons is wat dit op jou kop sit nie, maar dat hy is wat jou kroon. Dat hy vir jou 'n kroon gee wat jou in staat stel om sy teenwoordigheid in jou huis, in jou familie, in jou werksplek, in jou plek van aanbidding, in jou dorp, in jou stad, in jou land in te dra. En dat die wind van sy gees die wêreld sal voorberei vir sy teenwoordigheid. En dat jy God sal aankondig waar jy kom en gaan lees gerus hoe die Here vir Joshua gelei het in Joshua om 'n land vir hom in besit te neem. En praat die woord en spreek die woord en dra die teenwoordigheid van die Here. En onthou, jy is nou allerheiligste. Jy is nou tempel van die Heilige Gees. Ek gaan nou eers 18 vroue wat ons gevra het om die kroning waar te neem vorentoe roep. Kom hier na my toe asseblief. Megan? Jy moet hier na toe kom, asseblief. Kranja. In die naam van die drie-enige God, ekskuus.
Geliefdes, julle gaan nou uitbeweeg van die kante af, ry vir ry. Agter staan die vroue gereed om julle te kroon in die teenwoordigheid van die Here. Here, ek bid dat U Esters vandag oprig, dat wanneer hierdie krone op hulle koppe gesit word, hulle as Esters sal opstaan in ons land, dat U deur hulle lewe sal bring. Oral waar daar dood en verwoesting was, dat U deur hulle liefde sal bring, oral waar daar haat en onenigheid was. Dat U deur hulle lewe vrug sal voortbring, oral waar daar vrugteloosheid en hooploosheid was. Bid dat U deur hulle lewe vreugde sal bring, oral waar daar hartseer en teleurstelling was. Ek bid U dat hulle magtige draers, tempels van die Heilige Gees sal wees. En dat oral waar hulle kom, hulle U naam met vreugde en krag sal uitdra. Ek bid dat wonders en tekens hulle sal volg. Dat die koninkryk van God sal deurbreek. In Kanada, Saudi-Arabië, in Australië en die hele Suid-Afrika. Op grond van 700 gehoorsame dogters van U, wat U in U naam dra, waar hulle kom. Amen. Julle kan begin.
and all I really want is more of you. Yes, here I am again, Lord, standing in your presence, and all I really want is more of you. This is my heart's cry for you, Lord, as Mary touched your feet. En so geliefde, stap jy uit in die naam van Jesus, wat die leeu is wat ter wille van jou die oorwinning behaal het, deur die lam te wees wat vir jou geoffer is. En waar jy ook al kom, die oorwinning behoort aan hom. Roep sy naam oor elke situasie en in alle omstandighede. Hy regeer. En ek wil hê jy moet net eenmaal saam met my Jesus roep voor jy uitstap. Jesus, Jesus, Jesus. Kom ons roep dit na die berge. Wil jy omdraai? Jesus, Jesus oor Suid-Afrika. Jesus, Jesus oor my gesin. Jesus oor my familie. Jesus oor my kinders. Jesus oor my ouers. Jesus oor die skole. Jesus oor elke terrein van hierdie land se diensareas. Jesus, Jesus oor ons regering. Jesus, kom regeer ons land. In Jesus naam. Amen. Ja, dit is nou die regte tyd om die ramshorings te blaas. Geliefdes, gaan in vrede en dra die naam bo elke naam. Hy voor wie elke knie buig en elke tong sal bely. Jesus is die Here. Amen. En geliefdes, ons het julle inligting deur die kaartjies wat julle gekoop het. Ons is besig om 'n Ester beweging in ons land op te bou. Om uiteindelik, as die Here ons so lei, 'n baie groot eenmalige Ester geleentheid te skep, waar al die Esters van oor die land bymekaar kom. Laat ons toe om vir julle boodskappe te stuur, en julle kan ons groepe verlaat as julle wil, maar ons sal elke week vir julle 'n boodskap oplaai, en ons sal vir julle seën en vir julle bid, dat die Here julle van krag tot krag sal vat, in sy heilige naam. Amen. Veilige reis.